word die melodie genaamd krimmend tweemaal gebruik. Eenmaal by die baie bekende gesang 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, maar ook 'n tweede maal by gesang 577, waar dit gaan saam met 'n beruiming van Psalm 23. Die Heer, my herder, sorg vir my. Ook in die Nederlandse liedboek word hierdie melodie gebruik saam met 'n teks van Psalm 23. Die bekende Nederlandse orgelis Martin Mans het hierdie melodie geneem en 'n aria en 'n koraal daarvoor geskryf. En dis waarna ons nou gaan luister. In die liedboek kan Psalm 130 op een van twee melodieë gesing word. Die een is die bekende voortrekkerwysie, maar die ouer melodie is afkomstig uit Duitsland. Dit is geskryf deur Matthias Greiter, 'n Duitse komponis, en is reeds in 1539 deur Calvin in Straatsburg gebruik. Hoor net 'n bietjie hoe mooi verklank hierdie melodie
die diepte van die donkerheid van die sonde van die mens en hoe dat die mens besef dat hy God se vergifnis en genade nodig het. Toe Tosjes Psalm 68 omgedig het hy die eerste reël gemaak: die Heer sal opstaan tot die stryd. Hierdie strydlied was veral vir die protestantse hugenote 'n lied wat vir hulle ontsettend baie beteken het en wat hulle byna elke dag gesing het. Daar word vertel dat 'n Romeinse offisier wat betrokke was by die vervolging van die protestante, dat hy in sy dagboek geskryf het, en ek haal hom aan. Die oomblik as daardie beeste, verwysende na die hugenote, as daardie beeste hulle sataniese strydlied, die Heer sal opstaan tot die stryd, aanhef, dan het ons alle beheer oor ons magte verloor. Hulle het gevlug asof alle ontketende duiwels op hulle hake was. Die opruiende melodie is reeds in 1525 geskryf deur die Duitse komponis Matthias Greiter vir Psalm 119 aanvanklik.
Ein feste Burg is seker die heel bekendste komposisie van die kerkhervormer Martin Luther. In hierdie lied skryf hy oor hoe daar te midde van krisisse en aanvegtinge in die lewe van 'n gelowige, dat daar altyd by God 'n veilige vesting is. Die aanvegtinge wat in die tyd van Luther na vore gekom het, kan 'n paar goed wees. Dit kan wees die feit dat hy self in lewensgevaar verkeer het nadat hy deur die Rooms-Katolieke Kerk voelvry verklaar is. Of dit kan wees die aantog van die Turkse gevaar vanuit die ooste wat saam met hulle die Islam geloof gebring het. Maar die derde moontlikheid is dat dit ook kan verwys na die swart pes wat in 1526 tallose lewens in Wittenberg self geëis het. Bo aan die toring van die kasteelkerk waarteen Luther sy 95 stellings in 1517 gespyker het, is hierdie woorde op die toring aangebring. Ein feste Burg ist unser Gott.
Ons sluit ons program af met die tweede Trumpet Voluntary en hierdie keer deur die komponis Jeremiah Clarke. Dit staan ook bekend as die Prins van Denemarke, Mars. Hierdie pragtige stuk werk is in die jaar 1700 gekomponeer, toe Clarke maar net 26 jaar oud was. Hy is in 1674 gebore en op 33-jarige ouderdom is hy oorlede toe hy op tragiese manier sy eie lewe geneem het na 'n liefdesteleurstelling. In daardie tyd kon iemand wat hulle eie lewe geneem het nie saam met ander gelowiges begrawe word nie. Maar hulle het vir Jeremiah Clarke 'n uitsondering gemaak en hy is in die kapel van St. Paul's Kathedraal in Londen begrawe.